Ek sukkel al 'n paar dae om hierdie video te maak. En wanneer 'n mens so in die middel van storms van jou lewe is en jy nie weet watter kant toe om te draai nie, of selfs dat die dinge jou so breek dat jy nie die lus het om te soek waartoe om te draai nie, dan sit jy in 'n gat en naderhand voel jy skuldig omdat jy ook nie by die Here uitgekom het nie. Nou lees ek hierso, ek het eintlik 'n paar goeters gelees en gekyk in hierdie afgelope paar dae en dit is ongelooflik hoe die Here alles so op dieselfde tema laat loop. Verskillende verse, verskillende mense, verskillende Bybelstukke en almal praat oor dieselfde ding. Dit is ongelooflik. Nou wil ek vanoggend met julle 'n paar goeters deel en ek voel net ek wil vanoggend soos 'n ouer wat 'n kind bly herinner as ek dink aan toe ons groot geword het. Wat sê jou ouma altyd vir jou of jou ma? Soos nou by die mense aankom, dan sê jy baie dankie, is oom en tannie. Kan ek verskoon word van die tafel af, daai tipe dinge, maniere. Wat toe nou op die ou einde van die dag, en selfs baie ander goeters ook, wat op die ou einde van die dag, as 'n groot mens, hoor jy nog al die pad daai stem, dit is waarop jy jou integriteit, jou binnegoed is gebaseer op die dinge wat jou ouers jou konstant van herinner het. En ek lees hier uit 2 Peter 1 verse 18. Therefore I intend always to remind you of these qualities, though you know them and are established in the truth that you have. So dit is Pieter wat hier wat met die mense gepraat het en vir hulle net weer eens herinner het. En dan sê hy daar, al weet julle hierdie dinge, wil ek julle net weer herinner daarvan. Ons is al in hoeveel situasies in ons lewe waar dinge gebeur het. En elke keer voel dit soos 'n nuwe situasie, maar dit is maar net dieselfde ding. En hoe jy daarmee cope is die belangrikste van alles. Trek jy terug, verval jy in depressie, wat doen jy? Hoe hanteer jy dit? Hou die situasie al weg van die Here af, want dan gaan die situasies net dood eenvoudig nie ophou nie. Of hanteer jy die situasie, kry jy dit reg om jouself te strengthen in the Lord? Gee jy hom 'n kans om dit vir jou te doen? Het jy ware vrede in die Here? Kan ek jou vanoggend die definisie gee van vrede? Dit is om peace is the capacity to remain steady in the midst of chaos. Is jy geanker, is jy so geanker dat die storms van die lewe niks met jou kan maak nie? Dan wil ek vanoggend vir jou sê, partykeer, ek het hierdie oulike storie gehoor. Die vrou sê sy is op pad college toe en haar ma gooi toe nou so get together vir haar en haar vriendinne wat op pad is college toe. En die ma nooi haar eie vriendinne, want obviously die girlkie wat nou op pad is college toe, sy vriendinnetjies gaan nie geld of enige iets hê om by te dra nie. Hierdie is nou so 'n hupstoetjie vir as hulle college gaan begin. En die vrou se een tannie, sy is absoluut mal oor hierdie tannie, kom na haar toe en sy gee vir haar boek. Op die boek staan The Promises of God. En sy dink so by haarself, maar baie dankie tannie, dis nou baie nice van jou om vir my 'n boek te gee, maar ek het eintlik finansies en goeders nodig, as ons nou daai kant toe is, en almal anders het finansies gegee in elk geval. Nevertheless, sy los dit toe nou en haar gaan nou al 'n paar semesters terug, en soos wat sy aangaan, eindig die boekie al hoe verder en verder onder in die laai, en op 'n stadium toe al die ander fondse en die goeders nou klaar is, toe begin sy nou soek
soek nou in die laai vir allerhande sente en goed as hulle wil uitgaan of 'n gou-gou takeaways gaan koop of wat ook al, raap en skraap waar jy kan. En sy krap toe nou in die een spesifieke laai en heel agter is die boekie toe nou agter alles ingesquish. En sy haal die boekie uit en sy probeer nou want die buiteband het sommer so 'n bietjie gebuig ook. Sy probeer hom toe nou regmaak en dit is toe nou die heel eerste keer. Ek weet nie of sy toe nou al 'n jaar of 2 in college was en of dit nou al 'n paar daai selfde jare is of wat ook al nie. Gaan sy toe nou hierdie boek wat die tannie vir haar gegee het vir die heel eerste keer oopmaak. En toe sy die boek oopmaak, toe val daar 'n cheque uit. So dit is dieselfde met die Here se woord ook. Hy sê wie soek sal vind. Maar dit is ons verantwoordelikheid om die boek oop te maak. Of ons nou so voel en of ons nou nie so voel nie. Die Here wil altyd met ons praat. En hy is altyd daar om ons te bemoedig en ons te herinner dat ons moet vas staan in sy promises, vas staan en die wete dat hy sal provide. Dit is regtig baie belangrik dat ons onsself in so 'n situasie kan kry waar ons oop is om altyd na hom te luister, want dit is presies wat die duiwel doen. Hy kom in en hy veroorsaak situasies en partykeer blameer jy die Here, partykeer blameer jy jouself. Ek weet vir my spesifiek guilt. Guilt is vir my die ding wat my die verste van die Here af kan dryf. Ons het groot geword in 'n baie hoe sal mense dit sê? Streng nie. Ek weet nie wat is die woord wat ek wil gebruik nie, maar ek was in die gereformeerde kerk gewees, so dit is baie wetties, dis baie jy het sekere maniere hoe jy dinge doen. En ek dink dit het my baie beïnvloed, want die dinge hoe ek met shame en met guilt deel, is om dan net jy so skuldig dat jy nie na die Here toe kan gaan nie, want hoe kan hy jou vergewe? Hoe kan jy sonde doen en na die Here toe terugdraai? En dit is presies wat die duiwel wil hê jy moet glo. Alles wat gebeur vir 'n rede. Dit is ieder om dinge wat nie in jou lewe is nie te moet verwyder, is om jou hoe sê hulle, daai pressure om 'n diamant te maak, dit is ieder dit, of dit is om jou vriendskappe, hulle sê yster slyp yster. Dit is hoekom ons deur al hierdie dinge gaan, en baie van dit is as gevolg van die feit dat ons nie luister nie, as gevolg van dinge wat ons oor onsself bring, want die Here is baie duidelik. Ons het nodig om te begin discern. Is dit die duiwel wat hierdie dinge vir jou sê, hierdie gevoelens vir jou gee? Want as jy nie weet wat die Here vir jou beloof het nie, en as jy nie weet wat die Here van jou dink nie, en ek kan jou nou sê, die Here dink verskriklik baie van jou. As jy gaan lees in Psalms, dan sê hy sy gedagtes oor jou is meer as die sand, korreltjies op aarde. Gedagtes van prosperity, gedagtes van liefde, van hoe gaan jou ag? Dit is regtig, dit is tyd dat jy die woord van die Here oopmaak en jouself herinner wie jy is in Christus. Die Here het jou baie authority gegee oor jou situasies, oor dinge wat in jou lewe gebeur. Hy het jou discernment gegee. Hy het ons al die tools gegee om ons lewe makliker te maak. Dit is nie te sê dat die situasies makliker gaan wees nie. Jy gaan dalk nog steeds in dieselfde situasie wees. Maar as jy die Here se vrede kan vind, vrede wat alle verstand te bowe gaan, jy kan nie verstaan, jou lewe is besig om uitmekaar uit te val, en daar's nie finansies nie, en die vriendskap wat jy gedink het is die amazingste ding ooit, is besig om uitmekaar uit te val. Waar is die Here dan in dit? Is tyd dat jy jouself herinner. Is tyd dat jy die Here se woord vat en gaan sien wat sê hy oor jou. En dan moet jy hom glo, 100%.
Die Here het jou baie lief. En jy het nie nodig om weg te bly of om weg te kruip as gevolg van jou situasies, of dit nou jou eie doene is en of dit nou deur attacks is of wat ook al nie. Die Here wil dinge vir jou beter maak. Hy het jou baie lief. My gebed is vandag dat ons soos Paul of soos Pieter mekaar sal herinner in wat die Here gesê het. En dat ons so steadfast kan vashou aan dit wat hy gesê het, sodat ons lewens ook makliker kan wees, dat ons hierdie lewe makliker kan hanteer, en dat ons hom al die glorie kan gee, want hy verdien alles.